breek die bande wat door hierdie mense uitgespreek is, my God. Breek ons vanoggend in Jesus se kosbare naam, Here, want ons weet, my God, dat dit wat hulle nou ervaar, Here, is nie van U af nie. Here, dis 'n leuen uit die put van die hel uit. Daarom kom ons vanoggend, my God, en ons dryf daai dinge na droë dorre plekke toe, my God, dat hulle nooit weer sal terugkeer, my koning. En Vader, ons vra dat U sal intree vir die mense, dat U vir hulle sal voorsien, Here. En my dierbare koning, ek dank U daarvoor. Dankie, Here, vir dit wat U vir hulle gaan doen, my koning. Here, ek kom ook vanoggend en ek bid vir Stanley. Here, U weet hoe dit met daai boetie van ons gaan, my koning. Ja, dankie. Hy het 'n beroerte gehad, my God, en sy vroukie sê vir ons dat hy bietjie te mekaar is, en daarom kom ons net volgens my koning, en ek nooi die helende genesende gees, ook in Stanley se lewe, Here, dat U hom sal aanraak. En my dierbare God, ek kom volgende en ek sê vir U, dankie, Here, vir dit wat U vir Stanley gaan doen, Here. Dankie ook, Here, dat U van nou af, hierdie sekond, hierdie minuut, hierdie uur af, Here, genesing spreek in Stanley se lewe, my God. En my dierbare Vader, ek dank U daarvoor. Vader, ek kom ook volgend en ek sê vir U, dankie, Here, vir klein William wat by die huis is, my God. Nou, klein babietjie, my Here, wat vroeg gebore is, my God, maar U het deurgekom. Want U, Here, is 'n almagtige God. U, Here, is die God van genesing. U, Here, het genesing gespreek, Here, en die siekte het geluister, my God. En daarom kom ek volgens my God, en ek dank U daarvoor in Jesus naam. Dankie, Here, dat U hom ook sterk hou, dat U ook, Here, vir Annabel, en haar man sterk hou. Dankie ook, Here, dat U vir Isabel, en vir Anja, ook sterk hou om hulle te kan bystaan, my koning, en my dierbare Vader, ek dank U daarvoor in Jesus naam. Ek kom ook volgens my koning, ek dank U dat U vir David, Here, genesing bring in sy lewe. Ons weet, Here, dat die kanker by hom daar is, my God, en daarom kom ons en ons weet, Here, dat U ook genesing in sy lewe spreek. Ek dra hom op volgens na U, Here, ek dra ons boet daarop. En ek vra, Here, dat U hom sal help, hom sal aanraak, en my dierbare God, dat U genesende gees ook met hom sal wees, my God. Here, ek kom ook net volgens my God, en ek wil elkeen opdra na U, dat volgens hartseer ervaar. Here, ek bid volgens my God, en ek vra, Here, dat U elkeen se hart sal aanraak volgens. Here, dat U die nodige vertroosting sal gee, Here, waar daar hartseer is volgens my God, want ons weet, U is 'n God van vertroosting. U is 'n God van liefde, Here. En Here, ons weet, dat wanneer U intree, Here, totale vrede en totale joy in ons lewe sal kom, my God. My dierbare koning, ek dank U daarvoor. Vader, ek kom op volgende en ek dank U vir hierdie diens. Dankie, Here, dat ek die voorreg het vanoggend om met U woord oor te kan dra, my koning. Here, help my, staan my by, dat ek op U nie verdwyn, Here, dat U tevoorskyn sal kom, my God. Vader, dat U hand sal uitsteek, my lippe sal salf volgens my koning, is die gebed van my hart, Here, want U weet dat ek weet, Here, dat ek het volgens nie uit my eie kan doen, my God. Here, daarom kom ek en ek vra, Heilige Gees, leer my en lei my volgens my Vader, en my dierbare koning, ek dank U daarvoor. Ek vra ook so, Here, dat U woord volgens 'n snelle gang sal gaan, dat U by elke hart en elke stoel volgens sal stilstaan, Here, dat U inspraak, my God, en elkeen se hart en se lewe sal maak volgens. En my dierbare Vader, ek dank U, in die groote, heilige en almagtige naam van ons Here Jesus Christus alleen. Here, ek kom ook volgens, en my dierbare God, ek wil vanmagtig weer opdra na U toe, my koning. En ons weet, Here, dat U is nou besig om genesing te bewerkstellig in haar lewe. En my dierbare koning, ek dank U daarvoor. Dankie, Here, ook vir haar, vir voorkome genesing. En my dierbare koning, ek dank U, Here, vir dit wat U vanmagtig gaan doen, my koning. Here, dat ons weet, dat U weet, Here, dat sy vir U 'n groot getuie gaan wees, Here. En my dierbare koning, ek dank U daarvoor. Vader, ek kom op volgende en ek sê dankie vir U woord, en ek vra, Here, dat U woord volgende net ryklik sal seën. Seën elke persoon hier teenwoordig, my koning. En my dierbare God, wees U geseën, as U gebed van my hart, en ek prys U daarvoor, in Jesus se kosbare naam. Amen en amen. Kom ons gee die Here net 'n lekker lof. Kind van God,
Ek gaan volgende bietjie met julle praat oor die wêreld wat teen Jesus is. Die wêreld wat teen God is. En voor ek met my preek begin vanoggend, is daar ietsie, 'n boodskap wat die Here op my hart gelê het, en ek wil dit graag vir een van julle lees vanoggend. Dit kan dalk vir een van julle wees, of dit kan dalk vir myself wees, maar ek vertrou dit is waarlik vir een van julle. En ek wil lees uit 1 Samuel 16, en dit hierso gaan dit oor toe God vir Samuel gestuur het om vir Dawid te gaan salf as koning. Maar ons moet ook onthou dat hy eers 'n paar jaar later die koning geword. Maar ek wil dit tog vir julle lees vanoggend, en as ek dit klaar gelees het, wil ek tog vir julle vertel wat die Here op my hart gelê het oor hierdie. En ek lees vir julle net 'n paar versies uit 1 Samuel 16 uit, is vers 17. Is vers 7. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en na sy gestalte nie, want ek ag hom gering. Want nie wat die mens sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Die Here sien die hart aan, en ek wil net vir julle lees vers 11, 12 en 13. Verder het Samuel aan Isaai gevra, is dit al die seuns? En hy sê, die kleinste is nog oor. En kyk, hy pas skape op. Toe sê Samuel aan Isaai, stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit voordat hy hier kom nie. Daarop het hy gestuur en hom laat kom. En hy was rooierig, met mooi oë en mooi voorkoms. En die Here sê, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel neem toe die horing met die olie, salf hom in die midde van sy broers. En die gees van die Here het van die dag af oor Dawid vaardig geword. En Samuel het daar gemaak en na Rama gegaan. 'n Kind van God, soos ek sê, dit is nie volgende deel van my preek nie. Maar elkeen van ons wat vanoggend hier sit, wil ek tog vir jou sê, die Here sê vanoggend, hy kyk na jou hart vanoggend. Hy kyk en hy weet wat jy doen vir hom. Hy weet wat jy beteken vir hom. En die Here sê, in die midde van almal, gaan hy kom en hy gaan jou salf. Want die Here het jou geroep. Baie dankie. Amen. Nou ja, om terug te kom na my preek toe, wil ek graag net aan julle noem volgende, dat die hele wêreld vandag is eintlik teen God. Die hele wêreld vandag is eintlik teen God. Jy weet, as 'n mens met mense praat, dan is dit asof hulle net niks met die Here te doen wil hê nie. Net niks met die Here te doen wil hê nie. Jy weet, en ek het die voorreg om met baie mense op 'n daaglikse basis te praat. En baie keer sê ek vir mense, jy weet, ons het 'n belofte aan God gemaak en ons het vir die Here gesê dat ons in sy bediening sal staan, solank as wat ons kan, en solank as dit sy wil is. Jy weet, dit is natuurlik altyd die Here se wil dat ons in die bediening staan. En ek dink nie mense eer hulle beloftes meer vandag aan God nie. Jy weet, mense dink hulle kan met God speel. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy kan my nie een verhaal of een storie in die Bybel vertel waar mense met God gespeel het en goed daarvan afgekom het nie. Nie een nie. Jy kan nie vir my wys in die woord van God waar mense met God gespeel het en hulle het ten goeie afgekom daarvan nie. Die woord van die Here sê, alles sal ten goeie meewerk vir hom wat God lief het, vir hom wat na sy voorneme geroep is. Elkeen van ons wat 'n kind van God is na sy voorneme geroep om te doen wat God van ons verwag om te doen. En dit is om sy koninkryk uit te brei en elke dag God te verheerlik. Maar julle weet, van die begin van die grondlegging van hierdie aarde af, was daar mense wat teen God gekant was. En die eerste sonde natuurlik was in die hemel gepleeg. En dit is toe Satan opgestaan het teen God. En hy het vir God gesê, ek dink ek is beter as jy. Kyk wat het met hom gebeur. Kyk wat het met hom gebeur. En ek wil vandag vir jou sê, jy sal net vir my een persoon vandag wys, waarmee dit goed gaan. En ek praat nie van finansiëel nie.
luister mooi, hierdie boek is 'n geestelike boek. Dit is nie 'n wêreldboek nie. Die woord van God sê, as jy die gees van God het, verstaan jy wat in hierdie boek aangaan. As jy nie die gees van God het nie, sorry, dan gaan jy dit nie verstaan nie. Maar, jy kan nie vandag vir my een persoon wys, wat teen God opgestaan het, waarmee dit geestelik, liggaamlik en siel goed gaan vandag nie. Jy kan nie vir my een so persoon wys nie. As jy by so 'n persoon kom vandag, dan sê hy, dit gaan nie goed met my nie, ek is dalk baie siek. Of dit gaan met my geestelike lewe nie baie goed nie. Of dit gaan met my siel nie baie goed nie, ek weet op hierdie stadium is my siel op pad hel toe. Ek het eendag met 'n vriend van my gepraat, hy bly so 2 of 3 huise van my af, en hy sê hy het 'n groot fris ou geken, en hy was besig om met die ou te praat oor die Here, en die ou staan op en hy sê, sien jy hierdie arms, hierdie groot arms, ek gaan God nog eendag uit die hemel uitslaan met hierdie arms. En daar is vandag, ek weet nie eens of hy met lewe nie, maar dit was binne 'n maand of 3 gewees, dus daar was so maar het lyk of hy kan kry. God laat nie met ons speel nie. Amen. Ook kinders van die Here, ons almal weet dat die skepping van God het bestaan uit 'n universe wat God gespreek het. Dis 'n enkel woord of 'n enkel vers wat God gespreek het. God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. God het gesê, laat die aarde, die waters in die aarde van mekaar, in die hemel van mekaar skei en dit het geskei. So alles wat God gespreek het, het hy met 'n enkel woord of 'n enkel vers gespreek. So dis 'n universe wat God gespreek het en hy het gesê, laat dit gebeur en dit het gebeur. Nou, ek wil volgens, ek dink die Here, terwyl ek voorberei het, die Here Dawid op my hart gelê om dit vir iemand voor te lees. Maar die Here het ook volgens op my hart gelê om oor Noag te praat. Weet Noag, en ek gaan, soos ek praat, sal ek vir julle die skriffies gee. Noag was 500 jaar oud, toe sy 3 seuns gebore is. Sem, Cham en Jafet. Julle ken daai verhaal. 500 jaar oud. Ongelooflik. Dat 'n man op daai ouderdom of kinders kan hê. Maar die Here roep vir Noag en die Here sê vir hom, ek wil hê jy moet vir my ark bou. Nou ek vandag, as die Here na my toe kom en vir my sê ek moet 'n ark bou, dan sal ek dit doen, want vandag val die reën by ons. Baie, partykeer, baie reën. Daai jare, niks reën geval nie. Niks nie. Nou as ek nou Noag was, sou ek gesê, die Here, 'n ark van alle dinge. Die val dan nie eens reën op hierdie aarde. Maar wat die Here gedoen het, hy het vir Noag, en ek gaan vir julle die versies gee, hy het vir Noag gewys van die toekomstige dinge wat gaan gebeur. Van die toekomstige dinge wat gaan gebeur. So die Here het met Noag gepraat en vir hom gesê, jy moet 'n ark bou, want dit is wat presies wat gaan gebeur. Maar die woord van die Here sê ook vir ons dat Noag het guns gevind by die Here, omdat hy regverdig was. So, 600 jaar oud, toe begin het te reën. Noag, ek bedoel, hy was 600 jaar oud, toe begin het te reën. So, in daai tydperk, vandat hy 500 tot hy 600 jaar oud is, kom ons sê, dit het om tussen 25 en 30 jaar gevat, om al die materiaal van die ark vol te maak, of by mekaar te maak. Jy weet, want nou hy 3 seuns gehad, hulle moes opgegroei het, en natuurlik moes hulle omgehelp ark bou. So, kom ons sê, dit het om tussen 20 en 30 jaar gevat. So, Noag het min of meer, kan ons sê, 70 tot 80 jaar gevat om die ark te bou. Stem julle saam, min of meer. Right. So, 70 tot 80 jaar, elke dag, word Noag gespot. Elke dag word hy gespot. Elke dag word daar vir hom dinge gesê, elke dag word daar dinge vir hom toegesnou. Elke dag sê die mense van, jy is mal in jou kop, man. Het aan hierdie wêreld nog nooit reën geval nie, waar gaan die water nou vandaan kom, vir die massiewe ark wat jy bou? Maar wat God wel gedoen het, is hierdie, in Hebreërs 11, vers 7 sê hy sê, hy het Noag die waarskuwing gegee van die toekomstige dinge, wat nie gesien is nie. En Noag het uit eerbiedige vrees die ark gebou.
Hebreërs 11 vers 7. Uit eerbiedige vrees het hy die ark gebou. As ons 'n bietjie teruggaan na Genesis toe, Genesis 5 vers 32 sê daar vir ons, Noag was 500 jaar toe sy kinders gebore is. Genesis 6 vers 9 sê, Noag was 'n regverdige en opregte man en het met God gewandel. Genesis 7 vers 6 lees ons, dat Noag 600 jaar oud was toe die vloed gekom het. So ek gee net vir julle die versies om te staaf wat ek volgende vir julle sê. Ons lees dit in die woord van die Here. So, hier kom Noag, Here roep hom, en soos ek sê, hy stry nie 'n dag met God nie. Hy stry nie 'n dag met God nie. God het hom 'n visie gegee, en nou vir die skrif gegee. Maar die Here vir hom sê, dit is wat gaan gebeur. Dit is wat gaan gebeur. En hy het eerbiedige vrees uit, het hy gedoen, wat God vir hom gesê het om te doen. Nou, die ding is wat Noag gedoen het, en dit is wat ons mense vandag nie doen nie. Ons hou nie ons oë gerig op God nie. Ons hou nie ons oë gerig op God nie. Nou, ek wil vandag vir julle hierdie vertel, kind van die Here. Jy kan in mense se lewe sien, wanneer God se hand oor hulle is. Ja. Jy kan in mense se lewe sien, wanneer God se hand oor hulle is. As dit die Here se wil is, wil ons so vroeg in Desember maand, bietjie 1 of 2 mense net, ek sê dit nou sonder, ek nog net met pastoor Johan oor gepraat nie. Ons wil graag, ons het iemand wat van ons 'n baie groot getuie wil vertel in die kerk, oor God se hand wat oor hulle is. Jy weet, so, het is amazing, om te weet en te sien, dat God, 'n almagtige God, om ontferm oor iemand soos ek en jy. Oor iemand soos ek en jy. En hier sit ek en jy, julle sit ek staan, maar hier sit ons, elkeen van ons, en ons dink ons is nie goed genoeg nie. Ons is nie goed genoeg nie. Hier kom 'n almagtige God, skepper van hemel en aarde, wat jou geformeer het in jou moeder se skoot, wat alles van jou al weet, wat alles ken, waarvan jy niks kan wegsteek nie. Jy kan vir my, pastoor Johan, iets wegsteek, maar vir God nooit nie. En hy kom, en hy ontferm hom oor jou. En hy sê, nie bekommerd wees, oor waarna die mens kyk. Ek kyk na wat binne in jou hart aangaan. Ek weet wat binne in jou hart aangaan. Maak nie saak of die wêreld teen jou is nie, die wêreld was van die begin af, was die wêreld teen God gewees. En hulle was natuurlik teen die Here Jesus Christus gewees, en die probleem wat ons mee sit is omdat hulle nie verstaan het, wat die Here Jesus Christus regtig vir hulle wou gedoen het nie. Hulle het nie verstaan dat God Christus gestuur het, eintlik, om hulle te kom red nie. Want almal van ons ken Johannes 3 vers 16. Maar Johannes 3 vers 17 sê, want Christus het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, om elkeen te red. Elkeen te red. Nou luister mooi. Die Here Jesus Christus kom om jou te red wanneer jy hom aanneem. As jy verlosser en saligmaker. Alhoewel Christus vir elkeen van ons aan die kruis gesterf het, het hy gekom om jou te red as jy hom aanneem. Anderste is ons verlore, my broer en my suster. Anders is ons verlore. Ek wil vandag vir jou vertel dat baie van ons wat vandag hier sit, dink al, ons gaan dit nie maak nie. Ek wil vandag vir jou sê, jy moet daai gedagte uit jou kop uitkry. Want dit is iets wat jy teen jouself spreek. Want nooit dink, as ek goed genoeg om die hemel te maak nie. Natuurlik is jy. Ek sê nou vir jou, as jy verhouding met God bou, elke dag, 'n minuut of 10 of 20 of 30, sal met God spandeer, dan is jy goed genoeg om die hemel te maak. En dan is jy besig om 'n verhouding met God te bou. Wie van julle wat in hierdie kerk sit vandag het al die Bybel weer gelees? Nog nooit nie. Ek het nog nooit hierdie ene deur gelees, want dis 'n nuwe een wat my boetie vir my gegee het. Maar my ander ene het my hond nou die dag gegryp en 'n bladsy of 3 uitgebyt. So, maar daai Bybel het ek al baie weer gelees. Baie.
So dit is vir my baie moeilik om 'n nuwe Bybel. My ou Bybel ken ek baie goed, so julle wat julle Bybels het en ken sal weet. As ek nou iemand vir een van julle moet vra, leer my jou Bybel, gaan ek sukkel om te weet waar ek wil lees. Dit is maar net hoe dit is. Maar ek wil vir jou hierdie sê, en ek sê jy gaan alles onthou nie. As jy 'n uur lank Bybel lees 'n dag, kan jy die Bybel 3 keer 'n jaar weer lees. Dan lees jy die Bybel in 60 ure deur. 'n uur 'n dag Bybel lees. Kan jy hom dalk nie onthou nie, maar ten minste kan jy sê, ek het hom al deur gelees. So, spandeer 'n uur 'n dag aan die Here. 'n uur 'n dag. Is nie baie gevra nie. Jy kan 'n storieboek lees, jy kan 'n storie kyk op TV vir 2-3 ure lank, en dan sit jy. En jy kan 'n bietjie pause en dan dalk opstaan en badkamer toe gaan of so. Onthou met die Bybel kan jy ook bietjie pause. Jy hoef net nie 'n knoppie te druk nie. Ek staan op terwyl ek voorberei en sê, Here, verskoon my, ek gaan net gou vir my koffie maak. Dan maak ek vir my koffie. En dan gaan sit ek weer. En dan gaan ek in die Here aan, daar waar ek die Here gelos het op baie stadium met die boodskap. Dan praat die Here weer met my en hy sê, okay, is jy nou reg? Sê ek, ja, Here. Dan gaan ons aan. Jy weet, so spandeer tyd saam met die Here. Bid vir mekaar. Klein William, ek dink dit was Woensdagoggend, 4 uur word ek wakker, en dan gesit in my sitkamer en ek bid vir hom. Ek sê, Here, daai kind kort net 250 gram om huis toe te kan gaan. Ek weet dat U dit kan bewerkstellig in sy lewe. En ek vertel julle nie hierdie ding omdat ek so oulik is nie. Nee, glad nie. Ek vertel julle hierdie dinge want dit is wat God bewerkstellig in mense se lewe. En daarom moet my vrou opstaan voor ons ry, sê ek vir hom, gee my jou hand, ek wil bid. Sy gee my hand en ek het sy tree saam in gebed vir daai kleintjie. En ek het nie eens geweet hy is huis toe nie. Nou lees ek en ek sien, hy is huis toe. So prys die Here man. Prys die Here vir dit wat die Here doen. Ja, ek sê nou lekker aan dit af. Dis amazing wat die Here doen en ek wil vandag vir julle sê, ongeag dat Noag 500 jaar oud was of 600 jaar oud of wat ook al, ek dink hy was 950 of 957 jaar oud toe hy gesterf het. Die oudste persoon in die Bybel was natuurlik Methuselah. Hy was 969 jaar oud. Vir die van julle wat nie geweet het nie. En ek wil vir julle hierdie vertel, as julle dit ook nie geweet het nie, dat God het gewag tot Methuselah sterf voordat hy die vloed gestuur het. So 'n goeie verhouding het Methuselah ook met die Here gehad. So, vir julle van julle wat dit nie geweet het nie, God het gewag tot Methuselah ook sterf. 969 jaar oud. It's amazing. Ek dink ons van vandag val uit mekaar uit as ons daai ouderdom moet bereik. Dit is iets verskrikliks. Maar ek wil vir julle hierdie sê, kind van die Here, elke dag gaan daar mense wees wat iets teen jou spreek. Elke dag gaan daar mense wees wat dink jy as kind van God is nie goed genoeg nie. Elke dag gaan daar mense wees wat dinge teen jou spreek, teen jou besigheid spreek, teen jou huwelik spreek, teen jou finansies spreek, teen jou kinders spreek, teen alles spreek wat jy as kind van God liefhet. Gaan daar mense wees wat dit teen dit spreek. Maar omdat jy 'n kind van God is, help God jou om staande te bly en ons kan sê, Here, help ons. Help ons om hierdie goed af te weer. Here, ek breek die bande, die vloeke, die negativiteit, Here, wat oor my uitgespreek is, breek ek in Jesus naam. Ons het die mag om dit te doen. Ons het die mag om dit te doen. Want die Here het ons geroep. Die Here het ons geroep en baie van ons wat geroep is, weet jy wat met ons roeping te doen het? As jy nie weet nie, het jy vir my of pastoor Jan gesien en 'n afspraak maak dat ons jou kan help om daai roeping tot vervulling te kan bring. Want jy sit dalk hierso en het 'n roeping as 'n iemand wat vir mense kan bid vir genesing. Jy het dalk 'n roeping vir iemand wat tale kan uitlei of tale kan spreek of wat ook al die geval is, jy kan profeteer. En nou sit jy hierso. Jy vervul nie die roeping nie, omdat jy te skaam is. Omdat jy te skaam is. Ek weet die dag toe ek vir my homiletiek gegaan het,
Die van julle wat nie weet wat dit is, is preekkunde. Die dokter wat dit vir ons aangebied is Dr. Johan Botha. Ons is 35 Bybelstudente. En hy sit 'n lys met 35 nommers op die tafel neer. En hy sê, wie van julle is die eerste? Ek sê ek. Hy sê, is braaf van. Ek sê, ja. Ek sê, die verskil tussen my en Moses, ek kan praat. Ek sê, ek skryf my naam eers daar op. En die genade van die Here sit ek daar, nadat ek my preek gelewer het, en almal van ons 35 studente, ons almal 'n bekeringspreek gelewer het daai dag. Na die tyd sit ek daar, en sy vroukie, pastoor Johan se vrou, of die dokter se vrou, is toe iemand wat mense oplei en hulle lyfstaal lees en mense, ek weet nie regtig wat doen nie. En sy sê vir my, en my vrou was daardie Sondag, sy het my kom verras, met die, toe ons met uittree daarso, sê die vrou vir my, sy sê, jy weet, volgende toe ek hier instap met al die 3 studente, het die gesit en geskarrel, en deur hulle preke gegaan, en hulle het nie geweet wat hulle wou sê nie. Sy sê, jy was die enigste ou wat met jou vrou gesit en praat het, want jy het geweet wat jy wou sê. En dit is net hierdie genade van die Here. Dit is net hierdie genade van die Here. Want as jy jou Bybel oopmaak en die Gees van God lei jou, dan weet jy presies wat om te sê. Dan weet jy presies wat om te sê en wat God vir jou op jou hart lê om te sê. Nou kind van die Here, ek wil vandag vir julle hierdie vertel, dat, en ek gaan vir julle die skriflesing nou gee, julle kan solank julle Bybels, die Bybels het, by Matteus 24 ook maak, by Matteus 24. Jy weet, 'n vriend van my, hy is nou nie vandag hier in die kerk nie, maar 'n vriend van my, was in die week daar by my gewees, en hy sê vir my, Rudolf, jy weet, ek is nie wat daarvan hou om te preek nie. Hy is nie 'n pastoor of iets nie, hy is net 'n vriend van my. Ek en hy loop al baie jare saam. Hy was saam met my, voordat ek my hart vir die Here gegee het, en hy loop vandag nog 'n paar saam met my, nadat ek my hart vir die Here gegee het. En dis my amazing, weet wat hy sê vir my, hy sê, as ek met mense praat, en hulle is weg van die Here af, dan sê ek altyd vir hulle, as jy 'n voorbeeld wil sien, van iemand wat sy hart vir die Here gegee het, en volgens die wil van die Here lewe, dan kan ek jou gaan voorstel aan 'n vriend van my, dan praat hy van my. En dis vir my lekker, dis vir my lekker om te weet, dat ek daarom 'n voorbeeld daar buite kan wees vir iemand. En hy sê ook vir my, hy sê, ek moet vandag vir jou sê, ek kan sien dat die hand van die Here oor jou is. En dit is vir my lekker om te weet. En partykeer, dat ons as pastore, maak nie saak wat se verhouding ons met die Here het nie, wonder ook maar oor sulke dinge. Wonder ook maar, Here, doen ons die regte ding, spandeer ons genoeg tyd saam met U, is dit wat ek bid die regte ding, is die woord wat ek gee, dalk vir die mense aannemend, al die tipe van dingetjies, dis ook maar dinge wat ons pla, dis ook maar dinge wat ons vra oor het. En ek en pastoor kan met mekaar daaroor praat, maar ons kan tog met die Here ook daaroor praat, en die Here sal vir ons sê, natuurlik is dit, of daar het jy bietjie so gemaak, en daar moes jy bietjie so gemaak het, en dit is eintlik wat ek wou gehad het, jy moes gesê, so, 'n mens berei 'n preek voor, jy kan van pastoor Johan vra, as jy 'n preek voorberei van 40 minute, en jy skryf dit uit, is dit 8 tot 9 bladsye, 8 tot 9 bladsye wat jy moet sit en uitskryf. Maar die Here het ons geleer om alles nou 'n bietjie, jy weet net, hoe noem hulle dit, pinpoints te maak. Dan skryf jy net so hier en daar ietsie meer, dan weet jy wat die Here wil hê, jy moet sê. So, dis baie moeilik om 8 bladsye hier te kom staan en vir julle uit te lees. Baie moeilik. Jy kry van die manne wat dit doen, maar ek noem hulle sommer papierpastore. Jy weet, hy lees alles van 'n papier af, hy word nie deur die Gees van God gelei nie. Ek noem hulle sommer papierpastore. Al kind van die Here, ek wil graag vir julle lees Matteus 24, as jy julle Bybel saam met my kan oopmaak, Matteus 24. Ek wil vir julle lees daar vanaf vers 36. En die Here waarsku ons hierso om te waak en waaksaam te wees. En as daar een ding is wat ek volgende graag by elkeen van ons wil uitbring, is dit hierdie.
dat onthou van die begin van die wêreld af, as die mense teen God gewees, hulle gaan teen jou ook wees. Ek lees vir julle vanaf vers 36. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, en ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou in die huwelik uitgegee het, om op die dag van Noag in die ark gegaan het. So wat sê die woord van die Here vir ons hierso? Hy sê die mense het geëet, hulle het gedrink, hulle het lekker party gehou, en hulle was ontrou aan mekaar gewees. Hulle het die huwelike verkoos, omdat hulle sondaars was, en 'n sondige lewe gelei het. Maar toe God die deursluit van die ark, en die druppeltjies begin val, toe is hulle vinnig om te hardloop, en te sê, Noag, help ons, laat ons in. Ons het nie geweet nie. Elkeen van julle wat vandag hier sit, kan nie sê, Here, ek het nooit geweet nie. Niemand van julle kan sê, Here, ek het nooit geweet nie. En dit verstaan het voor die sonvloed gekom het en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees en een word aangeneem en die ander word verlaat. 2 vroue sal die meel maal, die een word aangeneem en die ander een word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op die uur dat julle dit nie verwag nie. Nou kind van die Here, soos ek nou vir jou gesê het, elkeen van ons moet gereed wees. Elkeen van ons moet gereed wees en ons moet in ons harte weet dat wanneer die koms van die Here Jesus Christus is en hy ons kom haal, sodat ons weet dat ons almal voor die heerlikheid van God gaan staan en dat ons almal die ewige lewe saam met die Here Jesus Christus kan wees. Jy weet, ek dink my pastoor se grootste begeerte is natuurlik dat elkeen van ons dat hier is en elkeen van ons geliefdes wat dit vandag dalk nie kon gemaak het, as ons eendag in die hemel kom, dat ons daar kan wees en mekaar kan sien en sê, ons het dit gemaak. In 2012 was ek op 'n mannekamp wat Engels aanbied daar in Pietersburg, en toe ek by die plek instap waar al die manne by mekaar kom, toe sit my niggie se seun daar. Die mannetjie was ver van die pad af gewees. En hy het verbasing, hy sê vir hom, hey, wat soek jy hierso? Hy sê, nee, ek is besig om my lewe reg te kry, gee my hart vir die Here. Ek sê vir hom, dis amazing. Jy weet so, en ek dink, indien ons mekaar eendag in die hemel gaan herken, dink ek die verbasing gaan groot wees op sekere mense se gesigte, as elkeen van ons daar staan. Dan gaan hulle ook sê, hey, wat soek jy hierso? Jy het dit daarom gemaak, ja. Nou kind van God, ek wil afsluit met hierdie woorde, en ek wil vir jou sê, moenie toelaat, nooit toelaat, dat woorde wat mense teen jou spreek, ek weet dit maak seer, maar moet nooit toelaat, dat dit wat mense teen jou spreek, jou verander. En moet nooit toelaat dat jou omstandighede jou verander. Jy as kind van God is veronderstel om jou omstandighede te moet verander. Jou omstandighede moet jou nooit verander nie. Regtig waar. Kom ons lei die woord. Ons bid ons net saam. Dierbare Koning, Vader, die Here, kom met volgend my God en ek sê vir U dankie. Here, dankie vir U woord, dankie vir U grootheid, dankie vir U goedheid. Here, dankie dat ek volgend kan weet, my God,
Dit wat die wêreld teen ons spreek en dit wat die wêreld teen ons doen, my God, het hulle dit ook teen U gedoen, my koning. Here, dankie dat ons weet dat U die wêreld al reeds oorwin het vir ons, my Vader, en ons hoef dit nie te doen nie. Ons kan net opstaan en sê, Here, help. Vader, daarom kom ek net vandag en ek dank U, Here, vir dit alles wat U vir ons gedoen het. Dit wat U vandag vir ons doen, Here, dit wat U in die toekoms vir ons gaan doen, Here, ons kan nie wag om te sien, Here, wat die toekoms vir ons inhou nie, my dierbare koning. Vader, en ek maak U naam groot. Vader, dankie vir U woord volgens, dankie vir U belofte, my koning. Here, dat ons net kan weet. Here, dat ons weet, my God, dat U daar is vir ons elke dag. Dankie, Here, dat as ons hand uitsteek, my God, U daar is om ons uit te trek, my koning. En my dierbare koning, ek dank U daarvoor. Vader, ek kom ook en ek bid volgens, my God, vir die mense, Here, wat vandag nie hulle arms uitsteek nie. Bid ek en ek vra, Here, hou hulle sterk. Gee hulle die krag, my God, om daai arm uit te steek, my koning. En U aan te roep, my God. En Here, help hulle, my koning. En trek hulle uit, Here, uit die put van verderf uit, my God. En my dierbare koning, ek dank U daarvoor. Vader, my gebed is net dat U die res van die dag, Here, ons net ryklik sal aanraak, ryklik sal seën. En my dierbare koning, ek dank U. Dankie, Here, vir dit wat U vandag nog vir ons gaan doen. Vader, my gebed is ook net, Here, om dankie te sê. Here, sommer net vir alles, my God, wat U vir ons doen. En Here, ek dank U ook, dat ons vandag net bietjie brood kan breek, Here. My dierbare God, vra, Here, dat U die verrigtinge sal seën, Here, tot eenig vir Here en vir die koninkryk. My dierbare God, ek dank U daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen. Amen. Ons gee die Here lekker.